Volspoed, episode 18. Uiteindelik kry Rozaan geslaap, en toe sy later wakker word, kyk sy op in Bert se gesig. Dit is onmoontlik, die man is dood, maar hier sit hy by die voet en end van die bed. Sy wil skree, maar hy wys, "Sst, wil jy nou die goeie dokter daar in die stoel wakker maak?" Terwyl ek in die water was, het ek gedog ek sien jou, omdat ek self dood is. Maar nou is jy hier, wat is aan die gang? Fluister sy dringend. Niks gaan aan nie, ek was net nog nie weg nie, antwoord hy. En Sean, wil sy angstig weet. Nee, hy kom en gaan ook maar, antwoord Bert. Mag ek jou geluk wens, van al die verspotte en simpel goed wat jy in jou lewe aangevang het, vat hierdie een die koek. Bert, dit was 'n ongeluk. Ek weet, maar dit is so cute, nes jy. Dit het nie cute gevoel toe ek dog ek is besig om dood te gaan nie. Ag, eintlik is doodgaan nie so erg nie, jy sal sien. Hy glimlag skielik, daardie glimlag wat haar laat onthou het, hoekom sy hom bo al die ander manne gekies het, hoekom het goed was, dat hy die pa van haar kinders was. Ek weet, Zaantjie, jy beland in die moeilikheid, dit is meestal net 'n ongeluk, en jy bedoel nie om daar te kom nie, dit is hoekom ek nog nie kan aangaan nie. Ek kan nie gaan as ek nie seker is dat jy in staat is om na jouself te kyk nie, of ten minste as ek weet dat daar iemand is wat genoeg vir jou gaan omgee om na jou om te sien. Iemand soos jy kan nie alleen deur die lewe gaan nie. O, ek kan, dankie. Buitendien met jou terug hier op Villa Schultz het ek alles en almal wat ek nodig het, Bert. Maar my skat, onthou ek is nie regtig terug nie, nie in die vlees nie. Ek sê mos, ek was net nog nooit weg nie, maar ek dink na dese, kan ek dit dalk oorweeg om binnekort aan te skuif. Dit is nou as jy net jou hart en jou oë sal oopmaak en sal sien dat jy hier met goud te doen het. En daar wys hy so waar na die man in die groot jas in die stoel. Bert, ek kan so waar nie glo wat ek hoor nie. Jy wat altyd wou vuiste klap as 'n man net 2 keer na my gekyk het. Ek weet my engel, en ek is nog steeds erg oor jou, lief vir jou en vir sis Katjie. Maar my liefde is nou anders, dit het meer 'n ewigheidswaarde, 'n liefde wat maak, dat ek wil seker wees dat jy en Siska alright is, dat julle vir die res van julle aardse bestaan hier versorg is, finansiëel ook. Daai ding wil ek nog met jou bespreek. Dit is te laat, Albertus Schultz. Miskien moes jy daar aan gedink het, voordat jy te diep in die bottel gekyk het en ons seun jou bakkie laat bestuur het. Maar ek het wel duidelik nie genoeg nie, want jou polis gaan nie uitbetaal nie, en die padongelukke fonds sê daar is onskuldige slagoffers wat die geld beter sal kan gebruik. Sy weet sy moenie kwaad word nie, dit gaan nie help nie. Daarom sê sy, en ek is nie kwaad nie, ek is net teleurgesteld en jammer dat dit daardie aand so moes gebeur het. Maar as ek vir jou sê, dat ek daardie aand net 1 bier gedrink het, Saantjie, dan sê ek vir jou, dit is nie wat die bloedtoetse gesê het nie, en nou moet ek gaan piepie. Dit is erg genoeg dat hy haarself amper nat gemaak het van skrik met 'n onmoontlike gas wat daar by haar op die bed sit. Maar as sy haar humeur boonop verloor, dan gaan daar vanaand sports wees. Sy bekom die plakkers op haar lyf los te maak, maar Bert keer haar eers. Ek is jammer dat ek jou vanaand ontstel het deur myself vir jou te wys. Dit ontstel my meer om te dink dat ek jou nou gesien het, net om jou na dese weer te verloor. Ek het net begin aanvaar dat julle albei weg is. Nou gaan dit weer van voor af begin. Maar ons is weg, Rozaan. Nou wat is dit, die?
Sy wys na hom, daar waar hy op die bed sit. Ag, 'n visioen, ek moes terugkom, 'n noodgeval. Dit is jou onbeholpenheid wat gemaak het dat ek nou weer hier by jou is. Ek het myself beloof dat ek altyd daar sal wees wanneer jy my nodig kry, en toe het dit nou net weer vanaand gebeur. Maar wat het dit met ons kamptoerusting te doen? Kamptoerusting? Ja, hoekom het jy met my geraas oor hierdie goed in die kamer ingepak is? O, daai ou strykamertjie. Ja, Rosanne, ek wou eintlik al met jou daaroor gepraat het. Wie jou gesê het, raak weer normaal. Raak weer jy. Gaan pak die strykamertjie 'n slag reg en haal die tente uit. Gaan kamp. Jy was altyd so lief vir kamp. Jy was die een wat vir my lief gemaak het om saam te kamp, selfs saam met die voortrekkers. Pak bietjie daai blou tent, wat jy so gespog het, dat jy dit self kan opslaan uit, dan kyk ons of jy dit gaan regkry om dit te doen. Jy weet ek het dit nie reg gekry om op te slaan nie. Jy en die kinders het lekker vir my gelag, omdat ek so gesukkel het. Ek kan nie sonder jou en die kinders gaan kamp nie. Maar kan ons asseblief ophou beklei, dat ek 'n slag kan gaan piepie? Sy begin om die plakkers van haar los te maak, en die volgende oomblik is dit iemand anders wat oor haar buk. Iemand met diep see blou oë en 'n skewe glimlag, wat wag dat sy haar voete van die bed af swaai en opstaan. Hy steek 'n hand uit, maar sy keer. Nee, wag, ek moet leer om dit self te doen. Net môre slaan ek daai tent ook op. Te vinnig, wanneer die duiseligheid haar oorval, is sy hande in elk geval daar om haar badkamer toe te help. Dankie, dokter Du Plessis. Sy kyk om haar rond. Waar is Bert? Sy wil nie hê hy moet haar sien in 'n ander man se arms nie. Daar staan hy, in die middel van die slaapkamer se deur. Daar blaas hy vir haar 'n soentjie, en toe verdwyn hy in die net. Rosanne is intens bewus van die manslyf hier teen hare, wat haar badkamer toe help. Blou oë wat in hare tuur, terwyl hy later weer die plakkers aan haar lyf terugsit. Ek het nie weer gehoes nie, kan ons maar die suurstof los, vra sy. Ek voel eintlik heeltemal goed in hierdie stadium. Die man se oog gly oor die monitor. Toe knik hy, sy kan maar die suurstof los. Daarna is sy oë terug op haar gesig. Hy glimlag. Ek is bly om te sien jy is beter. Die slaap wat daarna kom, maak haar eers 8 uur wakker. Die eerste wat Rosanne sê toe sy wakker genoeg is om rond te kyk, is dat die stoel langs haar bed leeg is. Maar iemand sit weer op die kant van die bed. Sy draai haar kop versigtig en sien verlig dat dit Siska is. Vir 'n kort oomblik wonder sy of sy vir haar dogter moet vertel van die bizarre droom wat sy van haar pa gehad het. En toe besluit sy, nee, absoluut nie. Renier en die Du Plessis familie gaan Sondag saam met oupa en ouma kerk toe, in Warmbad, nuwe naam Bella Bella. Wanneer hulle 9 uur voor oom Christus se huis stop, wag oupa vir hulle op die stoep in. Hy sê, ek het amper vir julle gebel en gesê, kom ons los die kerk. Christo het eers 5 uur ingekom, maar toe staan hy 8:50 op en sê ons moet sonder hom kerk toe gaan. Hy sien ons by die eetplek. Toe sê ek, nee, hy kan ons nie drop nie, die reëlings is al gisteraand gemaak. Sies oupa, dan het oom Christo amper niks in die nag geslaap nie, raas Alicia. Wel, hy moes daaraan gedink het, voordat hy gaan deurnag het iewers, sê oupa, en hy klink net soos pa Frank. Renier weet hy's op dun ys, want hy sê, maar dit is sy werk, oupa. Ook weer waar, ou Reniertjie. Frank, ry julle so lank, ons wag net vir Christo, dan sien ons julle by die kerk in Warmbad. Christo ry saam met ons, en kom saam met julle terug, as dit reg is. Pa Frank het net sy kop geskit. Oupa is die enigste persoon met wie hy nooit stry of teepraat nie. Ek gaan saam met oupa hulle ry.
en daarmee wip Renéer uit die Vito. Net toe kom oom Christo uit die huis. Hy lyk darm nie soos 'n wrak wat gedeernag het nie. Is net sy hare wat nog nat is. Hy het nie 'n pak aan soos die ander manne nie. Hy het 'n swart langbroek, 'n wit hemp en 'n windbreker baadjie aan, sonder 'n das. Renéer hou van sy styl. Hy het ook lyk ook so, hulle lyk soos broers, en hy het ook nie 'n das aan nie. Hy haat 'n das. Wie dra deesdae nog das kerk toe? Dis soos hoed opsit vir vroue. Ouma stap na die agterdeur van die blou Camry. Boetie, kom sit jy voor by pa. Nee, ma sit voor. Ons manne gaan agter sit. Dit gaan vir my lekker wees om 'n slag aangery te word. Oom Christo knipoog vir hom. Wanneer oupa musiek aansit, beduie oom Christo vir hom dat hy naby moet kom luister. Hy wil vir hom iets sê. Renéer leun oor. Renéer, daar's iets wat ek vir jou gaan vertel, want ek wil nie dat jy dit by iemand anders moet hoor nie, en ek weet mos dat Melanie saam met julle in die bus ry. Renéer se hart gee 'n ruk in sy borskas, en hy weet sy oë is wyd van skok, toe hy in sy oom se gesig opkyk. Gaan dit oor die swart kar, oom? Nee, dit het niks met die kar te doen nie, en dit is ook nie iets waaroor jy bekommerd hoef te wees nie, want alles het op die ouend goed uitgewerk. My pasiënt gisteraand was tannie Rosaan. Sy het in die swembad geval en amper verdrink. O, hemel, oom Christo, is sy darm nou weer reg, of is sy nou ernstig siek met breinskade? Nee, ek vermoed dat sy nie meer breinskade na haar naby verdrinking opgedoen het, as wat sy reeds gehad het, voordat sy in die water beland het, nee. Wat bedoel oom Christo nou? Toe besef hy, sies oom Christo, hoekom kan oom nie maar net 'n bietjie van haar begin hou nie? En wat doen sy oom? Sit terug en vou sy arms oor sy bors, terwyl daar 'n baie snaakse glimlaggie op sy gesig verskyn. Wel, of ek van haar hou, of nie, die goeie nuus is dat sy alright gaan wees. Nou, wat gebeur met die oom weet mos wat? Nee, alles daar is nog op skedule, glo ek, antwoord oom Christo. Maar ons praat nie met ander mense oor wat gisteraand met tannie Rosaan gebeur het nie. Ek is nie veronderstel om 'n pasiënt met enige iemand te bespreek nie. Ek sê dit net vir jou, want ek vermoed dat Melanie dalk daaroor sal praat. Dan kan jy net vir haar sê dat jy reeds weet. Dit voel nogal goed dat hy en oom Christo 'n geheim deel. Kerk is lank stil sit, besluit Renéer. Miskien vir oom Christo ook, maar hy het 'n groter uithou vermoë, want hy skuifel nie so rond soos hy nie. Agterna gaan eet hulle iets by die Spur. Pa kyk na die spyskaart. Hy eet 'n groot steak en chips. Die twee groter meisies betel elkeen 'n slaai. Hulle moet hulle figure reghou, hulle ballet mos. Pa wil vir Renéer en vir Vivian elkeen 'n hamburger bestel, maar oupa lig 'n vinger. Hy betaal, laat die kinders self kies wat hulle wil eet. Vivian bestel 'n hamburger en skyfies. Oom Christo bestel 'n schnitzel. En Renéer weet, dit is wat hy wil eet. Hy is al 'n week lank lus vir 'n schnitzel, met sampioensous en skyfies, voeg oom Christo by. Ja, dankie oupa, selfde hier, sê Renéer. Hulle eet en kuier lank, en verbasend genoeg is pa nie vandag haastig terug winkel toe nie. Hy en oupa kompeteer oor wie die meeste whiskies kan bestel. Ma gleer hulle aan. Ouma het vrede, sy gaan nooit haar man teen nie. Agterna ry oupa en ouma terug na die oog toe. Hulle moet net bid dat daar nie 'n padblokkade langs die pad is nie. En dieselfde vir ons terug Hammanskraal toe, dink Renéer. Laat Christo bestuur, sê ma. Moenie my kwaad maak nie, vrou, ek markeer niks. Pa's reg, 5 of 6 whiskies, maak nie dat hy nie kan ry nie. Hy druk die Mercedes Vito se chunk, sodat die deure se slotte oopspring. Die Vito is die gesinskar, sodat elke kind by 'n venster kan sit wanneer hulle ry,
want daar is mos 3 rye sitplekke. Die Prado is pa se ampsmotor. Ma het nie 'n kar nie, sy het nooit leer bestuur nie. Christo, kom sit hier voor langs my, nooi pa. Nee, ek dink jou vrou moet daar sit. Toe gaan sit oom Christo op die middelste sitplek tussen René en Vivian. Die oudste meisies sit mos altyd heel agter. Pa sê, René, gee vir jou oom 'n venster. Toe antwoord oom Christo, nee man, ek gee nie om in die middel te sit nie. Ek was die jongste, ek moes altyd tussen my ouer boeties sit. Maar pa is nog nie klaar met oom Christo nie. Toe hulle Hamans kraal inry, wil pa weet of oom Christo saam met hom 'n skemerkelkie wil drink. Nee, dankie ou boet. Ek het gisterand van my toerusting by 'n pasiënt gelos. Ek moet dit gaan oplaai en seker maak dat alles reg met die pasiënt daar is. Renier trek asem in en draai na hom en toe klim sy stemme oktaaf toe hy vra, het oom enige hulp nodig met die oplaai van daardie toerusting? Wel, begin Christo. Nee, Renier, dit is Sondag-aand, niks se gering kinkery nie, raas pa. Skryf jy nie môre toetse nie, Renier? Vra ma. Kom ons maak dit 'n ander keer, dankie Renier. Laai my sommer net hier by die hek af. Oom Christo wag dat Vivian die deur aan hulle linkerkant oopmaak en toe klim hy uit. Hy groet in die bondel, bedank vir pa vir die geleentheid huis toe, maar pa groet nie terug nie. Daar gaan sy verskoning om 'n wettige dop te drink en nou is hy bebliksem. Nie dat dit saak maak nie, pa het nie verskonings nodig nie, hy doen dit net. Dit is sy huis, sê altyd, hy's die baas daar. Dit was 'n lang dag, maar Christo het dit geniet, saam met sy ouers en sy broer se gesin, behalwe dat sy kop aanhoudend weggeloop het na 'n donkerkop vroutjie met die mooiste bruin oë, en dit behoort hy eintlik glad nie raak te sien nie. Die vrou is 'n pasiënt van hom, herinner sy kop hom. Hy kon seker die toerusting môre gaan haal het, want helaas, in die stadium waarop Frank en die klompie hom hier by die huis aflaai, is hy verwaar net reg om een ding te doen, en dit is om 'n bed te gaan stikkend slaap. Maar nee, aangesien Rosanne Schultz wel sy pasiënt is, behoort hy daarom net 'n laaste keer na haar te gaan kyk, en seker te maak dat sy reg is. Dit is in elk geval wat hy vir Siska en die ander vroumense daar beloof het, toe hy vanoggend 4:30 daar uitgery het. Nou is dit 5:00 in die middag. Hy druk die interkom van Villa Schultz en die hek gly voor hom oop. Hy ry deur en wanneer hy die swembad en die wye stoep, die onthaalsaaltjie en kapelletjie 'n end verder aan sy regterkant sien, hou hy eers vir 'n oomblik stil. Hoe gereeld ry hy nie van 'n ongelukstoneel af weg wat die einde van iets of iemand, soos wat ons hulle hier ken, verteenwoordig nie. Sy hart wil amper pyn as hy daaraan dink dat hy dalk gisterand hier moes aankom en moes sien dat Rosanne Schultz oorlede is. Goeie, genugtig, hoekom voel dit vir hom asof dit 'n persoonlike verlies sou gewees het? En dit het niks te doen met daardie bizarre droom wat hy gehad het, van die pratende stewels nie. En die man wat met hom gepraat het. Nee, dit kan hy eerlikwaar nie verklaar nie. Hoe is dit moontlik dat Bert Schultz gisterand met hom gepraat het? Nee, hy moes daardie ding gedroom het. Word vervolg.